Goeiemiddag. 40 jaar gelede het daar 'n boodskap uitgegaan aangaande my toekoms, wat gaan gebeur in my lewe. En dit is nou die tyd dat ek sien dat hierdie profesie wat uitgespreek was, of wat bekend gemaak was 40 jaar gelede, is nou die tyd dat ek sien dat dit besig is om in vervulling te kom. En vir my is dit, terwyl almal besig is elkeen om vorentoe te kom, om sy tipe van geskiedenis bekend te maak aan die wêreld, het ek ook 'n geskiedenis om aan die wêreld bekend te maak. En my geskiedenis is 'n tipe van onaanvaarbare gebeurtenisse in my lewe. In die eerste plek is dit my hoofsaak wat ek bekend maak of verkondig in hierdie tyd, van dat aan my geopenbaar is vanaf 2008 het dit vir die eerste keer vorentoe gekom. Ek het dit nog nie in daardie tyd daarvan so bewus gewees soos ek nou daarvan bewus is. Want in daardie tyd het ek dit geprofeteer, en sonder dat ek bewus was dat daardie ding wat ek gespreek het oor my eie lewe gekom het. Dat keuse, huwelike, is die einde van ons lewens, as ek dit so kan stel, in die sin van dat dit vernietig ons aan die einde van die dag, deurdat ons 'n tradisie gevolg het wat aan ons oorgedra is, iets wat nie anders geopenbaar is nie. En vir al die jare het ons nou net tradisies nagevolg tot op vandag. As ons kyk van regeringsstelsels hoe dit vandag is dit dat die tradisie gaan nog voort. En daar is 'n sluier wat die wêreld verblind en die blinde mense gevange hou, omdat daar is verskillende gebeurtenisse wat gebeur in hierdie tyd en besig is om geopenbaar te word. So is dit dan duidelik dat elkeen of baie sal na vorentoe kom en sê, hier is ek, of hier is dit, of dit is wat ons moet doen as 'n oplossing vir die wêreld, sodat ons 'n beter lewe kan hê. So dit is wat gebeur het in 1986. Toe was ek glad nie naby of 'n gedagte van die Here in my lewe gehad nie. Dat Bernadette, 'n vrou van Elsiersrivier, volgens my suster Jillian is sy 'n profetes. Daardie dag wat ek by my suster Jillian se huis in Pentek instap, en daardie profetes of vrou vir my suster vra, wie is hierdie man? Nadat sy vir hom sê, dit is my broer, het sy gesê, suster Jillian, kyk wat wys die Here nou vir my. Here gaan u gebruik, u broer gebruik in hierdie wêreld, soos hy nog geen mens gebruik het nie. Hy gaan die woord van God aan die wêreld verkondig. En dit het gelyk asof sy verwag het my suster met iets daarop gesê het. Daarop herhaal sy alweer en sê, suster Jillian, kyk wat wys die Here nou vir my. Hy gaan u broer gebruik in hierdie wêreld, soos hy nog geen mens in die wêreld gebruik het nie. Hy gaan ook u broer gebruik om die woord van God aan die wêreld te verkondig en bekend te maak. En op grond daarvan is dit dat ek kan sê vandag, na 40 jaar begin daardie boodskap na 'n kant toe kom, of duidelikheid daar op vorentoe kom. Want ongeveer, sal ek sê, in 2015 het 14-15 het 'n Nederlander 'n openbaring, Pieter Bakker, 'n openbaring gehad aangaande my in die tyd wat ek haweloos was. Het hy vir God gebid en gevra dat God, Jehovah Jahweh, moet vir my 'n woning gee, of dit moontlik maak dat ek 'n huis kan kry. En daardie nag het God Jehovah aan hom
'n openbaring gegee of 'n droom vir hom gegee waarin hy sien dat hy swem in Suid-Afrikaanse waters. En hy sien dat ek staan en visvang. En nadat hy klaar geswem het, het hy besluit om my te kom help visvang. Hy het oorgekom om my te help om vis te vang. En onderwyl hy vir my help visvang, sien hy dat ek vang rooi vis. En nadat ons klaar rooi vis gevang het, het ons na my huis toe gegaan. En toe ons by my huis kom, toe sien hy dat my huis is 'n skip. Nou op grond van daardie openbaring of daardie droom, sal ek dit so stel, dat hy sê, manne van hoë gestalte sal na jou toe oorkom. Hulle sal agter jou loop, in ketting sal hulle oortrek, hulle voor jou buig, hulle sal jou smeek en sê, waarlik, God is in jou en anders is daar geen God meer nie. Want ons lewe nou in so 'n tyd, dat mense soek iemand in wie die gees van God is. En as gevolg van hierdie openbaringe is dit vir my baie duidelik dat die tyd het nou daarvoor aangebreek. Want as ons sien, dan is daar 'n leierprobleem in die wêreld. Daar's 'n leierprobleem in die kerk, daar's 'n leierprobleem in die regeringe. Baie verwag dat Donald Trump die een is wat hulle uit hierdie situasie uit sal verlos. En hy homself glo dat hy is gestuur om hierdie verandering te bring in die wêreld. Maar op grond van my openbaringe is dit dat ek weet wie ek is, want my hele bekeringslewe na die 14 jaar na 2000 en na 1986 het ek in 1995 tot bekering gekom. En van daardie tyd af, vir 26 jaar het God vir my in 'n bediening gebruik, waar hierdie profesie uitgegaan het. En hierdie bediening het aan die einde van die dag dit totaal verwerp. En op grond daarvan het God aan my geopenbaar dat hierdie bediening in Ravensmead, wat onder broer Frans Skool se leiding was in daardie tyd, is dit die geestelike Jerusalem wat daar geopenbaar word deur die gees wat deur my spreek. En van daardie tyd van tyd tot huidiglik 2019, 20 wat God my soontoe gestuur het, is dit dat word verwerp, dit wat deur my geprofeteer word volgens die woord van God, as gevolg van die huwelik in Jesus Christus, omdat die huwelik in Jesus Christus is aan my geopenbaar en ek is die voorloper van die huwelik in Jesus Christus. Op grond daarvan het die profesie wat ek geprofeteer het in daardie bediening, daar het ek een dag, op 'n spesifieke dag, sê 6 jaar voordat ek my geestelike vrou geontmoet het, die vrou in die vlees, in die gees, het ek 'n boodskap geprofeteer in daardie bediening waarvan ek die Bybel opgeslaan het, en ek het gelees in die Bybel, Korintiërs 9, en ek het daar by 'n sekere gedeelte gekom wat in die begin het ek gevra, is ek nie apostel nie? En as gevolg daarvan het ek gewag tot almal opgekyk het, en dan het ek na hulle in hulle rigting gekyk en hulle gevra, is ek nie 'n apostel nie? Totdat ek by die gedeelte gekom het van die einde van die skrif, maar daaraf verder het ek gekom by 'n sekere gedeelte wat ek gelees het ons dan geen reg om 'n suster as vrou met ons rond te neem, net soos die ander apostels en die broers van die Here en Sefas nie. En op grond van daardie profesie het dit in my lewe in vervulling gekom. God het vir my gesê, niemand het nog grond, vrou, besittings en kinders te wille van my verlaat nie. En dit het in my lewe plaasgevind. Op grond van daardie profesie het God vir my in hierdie situasie waar ek vandag is. Ek staan vandag in hierdie woning wat ek verlaat het in 2008 Desember. En God het my geforseer om hier terug te kom. God het op so 'n manier gewerk dat ek hier beland het onder hierdie dak. Maar ek kan vir u sê, ek hoop daar is iemand wat moontlik vir my in hierdie situasie gaan help, in die sin van dat ek sal hier moet uitkom, want ek is tydelik vir die aand ingeneem nadat my plek afgebrand was. En dit is elke dag word van my verwag, ek moet 'n plek gaan soek. Maar in my verstandhouding of understanding volgens wat ek in is dit God se saak. Maar as daar iemand daar, of is daar iemand daar buite wat hierdie saak vir my moet verander, dan sal daardie persoon vorendag kom. Maar wat ek wil sê verder is dat ek sit in hierdie situasie waar ek huidiglik plek soek.
jy weet wat dit is om by iemand te bly en jy moet elke dag vir jou gesê jy moet plek gaan soek. Jy kan nie hier sit, jy is nie welkom hier om hier te bly nie, maar ons is geskei. Nou wat ek vir u wil sê, dit is aan die einde van die dag nie my probleem nie, is wel God se probleem, maar ek moet dit hanteer. So ek vra vandag, is daar iemand daar buite wat dit vir my moontlik kan maak vir my en my gesin om onder 'n dak te kom, laat dit dan so wees. Maar as dit nie so is nie, dan sal dit wees soos ek dit sien volgens God se gedagte en plan. Ek het dit vroeër genoem dat God het vir my op 'n plek gebring waar ek gehelp moet word en hierdie hulp is net tydelik. En ek glo dat ek is hier waar ek nou vir my bevind onder hierdie dak. Tydelik dat hier iets moet gebeur en dit is wat God aan my duidelik gemaak het, wat ek weet waarheen dit gaan. So aan die einde van die dag is dit dat ek is nie ongeduldig nie, ek is nie bekommerd nie. Dit is net die feit dat die mens wil iets hoor en as gevolg wat die mens wil hoor is wat God nie wil hoor nie. En op grond daarvan is dit dat ek vandag hier staan om dit bekend te maak, dat so ons kan sien dat my woord wat ek vandag hier spreek aan die einde van die dag die woord van God is. So God het alles vir my klaar, haar fyn uitgewerk. Ek moet net wag tot dit in vervulling kom. Ek is vandag 62 jaar oud. Ek is in hierdie maand, dis Augustus, het ek 62 geword. Maar wat ek wil vir u sê op grond daarvan, ek sien nie my einde nou in sig nie. Ek kan nie sien dat ek vandag en oormôre hierdie aarde gaan verlaat nie.